Goeiemôre vriende en baie welkom by ons oordenkings op hierdie pragtige Dinsdagoggend. Ons lees uit Lukas 10 vanaf vers 25 en kyk, 'n sekere wetskenner het opgestaan om Jesus te toets en hom gevra: "Meester, wat moet ek doen om die ewige lewe te erf?" Jesus sê toe vir hom: "Wat staan in die wet geskryf? Wat lees jy daar?" Hy het geantwoord: "Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met al jou krag en met jou hele verstand en jou naaste soos jouself." "Jy het reg geantwoord," het Jesus hom gesê. "Doen dit en jy sal leef." Maar hy wou homself regverdig en het toe vir Jesus gevra: "En wie is my naaste?" Hierop het Jesus geantwoord: "'n man het van Jerusalem afgegaan na Jerigo en is deur rowers oorval. Hulle het sy klere uitgetrek, hom geslaan en toe weggegaan en hom half dood agtergelaat. 'n Priester het onvoorsiens met daardie pad langs afgegaan en toe hy hom sien, het hy aan die ander kant verbygegaan. En net so het ook 'n Lewiet by die plek aangekom en toe hy hom sien, het hy ook aan die ander kant verbygegaan. Maar 'n Samaritaan wat op reis was, het op hom afgekom en toe hy hom sien, het hy hom innig jammer gekry. Hy het na hom gegaan, sy wonde verbind en olyfolie en wyn daaroor uitgegiet. Toe help hom op sy rydier, neem hom na 'n herberg en versorg hom daar. Die volgende oggend haal hy 2 denarius uit, gee dit vir die herbergier en sê: "Versorg hom, en wat jy ook al bestee, sal ek jou betaal wanneer ek terugkom." Wie van hierdie 3 dink jy was 'n naaste vir die man wat deur die rowers oorval is? En hy het geantwoord: "Die een wat ontferming aan hom betoon het." Toe sê Jesus vir hom: "Gaan maak jy ook so." Geliefdes, ons lees tot sover. Kyk, dit is nou natuurlik 'n baie bekende verhaal, nê, wat ek en jy almal ken. Maar kom ons kyk weer mooi na hierdie verhaal. Kyk, die probleem, en jy moet nou fyn lees op die woorde. Die wetskenner wil Jesus toets. Daar lê die probleem al klaar. Dit wys al klaar vir my, daar's iewers fout in jou hart. Maar nou kom vra hy, wat moet ek doen om die ewige lewe te erf? En Jesus verwys hom terug na die skrif. Sê, wat lees jy? En dan haal hierdie ou baie heeltemal reg, soos wat hulle geleer is, soos wat hy dit ken, haal hy Deuteronomium 6 vers 5 en Levitikus 19 aan, en hy voeg hulle 19 vers 18 aan, en hy voeg hulle saam, dat jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel, met jou hele verstand, en jy moet jou naaste lief hê soos jouself, en dis heeltemal reg. So hy het die regte antwoord, hy het die regte kennis. Die probleem is net, die regte antwoord, of selfs die regte teologie, is nie wat Jesus vra nie. Want hierdie ou, en hier hoor hierdie vraag, dis baie belangrik dat jy die vraag van hierdie ou hoor in vers 29. Maar hy wou homself regverdig en het toe vir Jesus gevra: "Wie is my naaste?" Sien, hier lê weer die hart van die probleem. Hy wou homself regverdig. Kom vra ek, wie is my naaste? Wie moet ek lief hê? En wie moet ek hierdie goed gaan doen? Want uiteindelik beteken dit, daar's iemand wie ek wil uitsluit. Dan vertel Jesus hierdie verhaal. 'n Man was op reis, dit was nie 'n vreemde ding nie. Dis ook nie vreemd gewees dat hy deur rowers oorval is nie, soos wat dit in ons land ook nou, maar ongelukkig ook nie vreemd is nie. En tipies die wreedheid en die vernedering, steel hulle self sy klere, en dis verskriklike vernedering. Hier lê hy half dood, half kaal, en 'n priester sien hom en stap verby.
en hulle fiets sien hom en stap verby. En dan sien 'n Samaritaan hom. Nou moet jy net gou-gou weer die konteks onthou. Net in die vorige hoofstuk het ons nog gelees dat Jakobus en Johannes het gevra dat daar swaal en vuur uit die hemel uitkom om 'n Samaritaanse dorp te vernietig, omdat hulle Jesus nie wou ontvang nie. En hier is 'n Samaritaan die mooi karakter in die teks. Ons weet nou van die spanning tussen die Samaritane en die Jode, daaroor kan ons baie praat. Maar hierdie Samaritaan sien hierdie man en dan staan daar, hy het hom innig jammer gekry. Nou sien hierdie woord wat daar gebruik word vir innig jammer kry. Dis eintlik 'n woord wat in die teks gebruik word, reg deur die evangelies, vir Jesus. Hoeveel keer het ons dit van Jesus gehoor, dat Jesus het na mense gekyk, hy het die skare gesien, en hy het hulle innig jammer gekry. Dit word heeltyd van Jesus gesê. So dis wat in Jesus se hart leef. En hier sien ons, dit leef in die Samaritaanse hart. So hierdie is nie een of ander vorm van werkheiligheid waar ek en jy nou hierdie goed moet doen om gered te word nie. Wat eintlik gevra word, is dat ek en jy die hart van Jesus het. En as ons sy hart het, dan verander ons die vraag. Want sien, die vraag was, wie is my naaste? Jesus verander die vraag en vra, wie was 'n naaste van hierdie man? So, die vraag word omgedraai. Nie is iemand my naaste nie, maar kan ek 'n naaste vir iemand wees? So mag ek en jy vandag gaan, en dit is baie mooi, op die einde sê Jesus vir hom, gaan maak jy ook so. En die werkwoordvorm van daai maak beteken, dis 'n aanhoudende leefstyl. Nee, so mag ek en jy gaan leef met die hart van Jesus. Amen. Here almagtige God, baie dankie dat ons ook hierdie teks mag lees. Here, baie dankie dat ons hierdie voorbeeld het. Dalk 'n ongemaklike voorbeeld. Maar ja, Here, help ons om met U hart te leef. Amen. Vriende, mag jy 'n baie mooi en 'n baie geseënde dag hê. Totsiens.